Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag 13 Junie 2025. Ek gaan vandag vriende vir julle die geloofsbelijdenis van Athanasius voorhou. Julle kan 'n bietjie gaan Google en al die goed gaan kry. Dit gaan baie oor die drie eenheid. In daai tyd was daar 'n priester Arius gewees wat nie ten gunste was van die drie eenheid met 'n klomp goed. Ek het sien ek gaan nie nou julle op 'n geskiedenisles vat nie. Julle kan dit lekker gaan Google, dit staan lekker mooi vir julle opgeskryf. Dis nie noodwendig deur Athanasius opgestel nie. Hulle sê dit stam so waarskynlik omtrent 500 uit Spanje of Suid-Frankryk. Vir sover dit bekend is dit in die 13de eeu met ander twee ekumeniese belydenisse skrifte gelykgestel. Liewe vriende, dit is die twee wat ons dan nou al klaar reeds met julle gedoen. So kom ons lees hierdie belydenisskrif. Dit is een vriende wat ek en jy wat ons eintlik nooit opsê nie, né, omdat dit so lank is. Maar kom ons lees hom so 'n bietjie. Ek wil vir julle lees dat julle ook weet wat is deel van die belydenisskrifte waarin ons op belydenisse, geloofsbelydenisse wat ons dan inglo. So ons glo in die apostoliese geloofsbelijdenis of 12 artikels, geloofsbelijdenis van Nicea, geloofsbelijdenis van Athanasius. En dit gaan grootliks oor die verdediging van die drie eenheid, né? Vir elkeen wat salig wil word, is dit voor alle dinge nodig dat hy die algemene geloof behou. Maar elkeen wat dit nie geheel en al en ongeskonde bewaar nie, sal sonder twyfel ewig verlore gaan. Die algemene geloof is dubbelpunt. Dat ons die een God in die drievuldigheid en die drievuldigheid in die eenheid eer. Jy kan hoor, dit gaan oor die drie eenheid te bevestig, omdat daar aanval teen die drie eenheid daai tyd was, né? Sonder om die persone te vermeng of die substansie te deel. Want die persoon van die Vader is 'n ander, van die Seun 'n ander, van die Heilige Gees 'n ander. Van die Seun van die Heilige, maar die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een godheid met gelyke eer en mede ewige majesteit. Hoedanig die Vader is, sodanig is ook die Seun, sodanig is ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape. Die Vader is onmeetlik, die Seun is onmeetlik en die Heilige Gees is onmeetlik. Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig. Nogtans is dit nie drie ewiges nie, maar een ewige. So julle kan hoor dat omdat die drie eenheid aangeval is deur Arius, het hulle hierdie ding geskryf om te bevestig wie is God, die Vader, Seun en Heilige Gees, né? Net so ook nie drie ongeskapenes of drie oneindiges nie, maar een ongeskapene en een oneindige. Net so is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig. En tog is dit nie drie almagtiges nie, maar een almagtige. So is God Vader, God is Seun en God is Heilige Gees. En tog is dit nie drie gode nie, maar dit is een God. Net so is die Here Vader, die Heer Seun en die Heer Heilige Gees. En tog is dit nie drie Here nie, maar dit is een Heer. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke persoon afsonderlik God en ook Heer te noem, soos dit ons ook deur die algemene geloof verbode om van drie gode of Here te praat. Die Vader is deur niemand gemaak of geskep of verwek nie. Die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie, maar verwek. Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak, geskep of verwek nie, maar hy gaan van die Vader en die Seun uit. So is daar dan een Vader, nie drie vaders nie, een Seun, nie drie seuns nie, een Heilige Gees en nie drie Heilige Geeste nie. En in hierdie drievuldigheid is niks eerder of later nie, en is niks meer of minder nie, maar al drie persone is onderling mede-ewig en volkome aan mekaar gelyk. So dat in alle opsigte, soos al reeds hierbo gesê, is die eenheid in die drievuldigheid en die drievuldigheid in die eenheid. Daarom, wie die salig wil word, moet so oor die drievuldigheid voel. Maar vir die ewige saligheid is dit nodig, dat hy ook getrou aan die menswording van die Here Jesus Christus moet glo. Die regte geloof is dan, dubbelpunt, dat ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, te gelyk God en mens is. Hy is die God uit die substansie van die Vader, voor alle tye verwek
en mens uit die substansie van sy moeder in die tyd gebore. Volkome God, volkome mens, met 'n redelike siel en menslike vlees, aan die Vader gelyk na sy godheid, minder as die Vader na sy mensheid. En alhoewel hy God is en mens, is hy nogtans nie twee nie, maar een Christus. Een nie deur die verandering van die godheid in vlees nie, maar deur die aanneming van die mensheid in God. Een nie deur die vermenging van substansie nie, maar deur die eenheid van die persoon. Want soos die redelike siel en die vlees een mens is, so is God en mens een Christus, wat gelei het om ons saligheid ontwil, ter hulle neergedaal het op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel aan die regterhand van die Vader sit, en vandaar sal kom om hulle wat nog lewe en hulle wat alreeds gesterf het te oordeel. By wie se koms alle mense weer sal opstaan, wat die liggaam betref, en rekenskap sal gee van hulle eie werke. Hulle wat goed gedoen het, sal in die ewige lewe ingaan, maar hulle wat kwaad gedoen het in die ewige vuur. Dit is dan die algemene geloof. As iemand dit nie getrou en vasglo nie, sal hy nie salig word nie. Vriende, mag julle genade en vrede ervaar, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, net vers 22 aan julle voorhou, hier uit Spreuke 27 uit. Die sien ons natuurlik nou vol, ek reageer maar net, ek lewer maar 'n repliek altyd, eers ek na Spreuke kyk, maar vriende, hy is vir my so kosbaar die Spreuke. Hoor nou hoe sê die Spreuke digter dit, en dis so waar, julle kan nou maar kyk in ons land, julle kan kyk in die wêreld, vriende, dit is so waar, en hoor hoe mooi sê hy, ek sê die woorde is vir my begrip. Al stamp jy 'n dwaas in 'n stampblok, al stamp jy hom saam met sandkorrels in 'n vuisel, jy sal sy dwaasheid nie uit hom uitkry nie. Dit is my ongelooflik. Ek sien dit in ons land dan baie duidelik. Vriende, ek bly mos nou maar net in die land. Ek kan nou maar net reageer op wat ek in die land sien. Ek bedoel, wat hierdie regering van ons aanvang, liewe vriende, die stommiteite en die absolute dwaashede, en dan dat hulle dit regverdig op welke manier ook al, is hierdie ding so smack bang op hulle van toepassing. Weereens nie almal nie. Kom ons sê dit maar net. Maar die oorgrote meerderheid. Al stamp jy 'n dwaas in 'n stampblok, al stamp jy hom saam met sandkorrels in 'n vuisel, jy sal sy dwaasheid nie uit hom uitkry nie. En dit sluit vir my baie nou aan by Spreuke 28 vers 5. Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie. Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie. Die wat na die wil van die Here vra, het 'n goeie begrip van alles. Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie. Ons sien dit vanuit die Zuma-era in ons land afspeel hier van 2009 af, né, vriende. Kom dit baie sterk na vore. En hierdie twee gaan vir my so hand aan hand. Dit is sommer, vriende, net so iets wat ek vandag met julle wil deel. Mag julle inderdaad God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.